Ons het die geleentheid om vanoggend ook die Here te mag ontmoet. Ons het uitdagings met die krag in die kerk wat nie werk nie. Ek gaan 'n bietjie harder probeer praat en ek vertrou dat u sal kan hoor. Onder die diens gaan ons kollekte vir barmhartigheid en meelewing. By die deure gaan dit vir die Toesoufonds. En dan wil ons vanoggend vir broer Martinus Potgieter in die ampt van ouderling en broer Yuri de Wet in die ampt van diaken bevestig. Agter in die saal daar by die kennisgewingbord is daar pamflette van geopende deure wat vir die inligting kan gee oor die vervolging van die kerk van die Here in die wêreld. Die van die wat belangstel is welkom om dit daar te kry. En dan is broeder Dion Dreyer se moeder Vrydag oorlede. Sy het maandag 'n beroerte gehad en Vrydag is sy oorlede. Ons wil vir Dion en sy dierbares die Here se vertroosting toebid. Kan ons 'n oomblik opstaan en so ons meegevoel betuig? Dankie. Ons gaan dan ons erediens begin en ons afhanklikheid van die Here verklaar. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, en soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op U, Here ons God, want ons hulp kom van U, U wat die hemel en die aarde gemaak het, U wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy seëngroet in die woorde van Psalm 118. Psalm 118, daarvan gaan ons die eerste vers en ook die 11de en die 12de verse saam sing. Psalm 118 vers 1. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. En dan sing ons ook die 11de vers en die 12de verse. Die steen waaraan die tempelbouers veragtelik het 'n plek ontslê, is voor die oog van die beskouers deur God as hoeksteen neergelê. Die werk van goddelike alvermoë is van God self geskied deur wie die wonder oprys voor ons oë. Ons sien dit, maar deurgrond dit nie. En dan ook vers 12, dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugdegebore ons in die God van heil verbly. En dan die gebed aan die einde van daardie vers, ag Heer, gee nou U seëninge, gee voorspoed Heer op hierdie dag. Dit is die dag van groote dinge, die glorieteken van U mag. Ons gaan vers 1, 11 en 12 saam sing en daarna gaan ons saam bid. Lord
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is goed en aan die goedheid is daar geen einde nie. U is die God wat regeer oor alle dinge. U beskik oor ons lewens. U het die geskiedenis, die regering van hierdie wêreld, hou U vas en U neem dit na die volëinding wanneer U seun weer sal kom op die wolke van die hemel. Ons dank U, Vader, dat ons aan U mag behoort, dat U ook in hierdie oggend aan ons die geleentheid gegee het om so as U kinders bymekaar te kom, om U te ontmoet en dat ons mag weet dat U aan ons ook U genade bewys deur ons samekoms met U. Vader, ons gebed is dat U ons sal vergewe om Jesus ontwil, waar ons teen U sondig, elke dag nog. Ons bid dat U ook sal gee dat ons uit sy verlossing sal lewe. Werk in ons die wil en die begeerte om U naam groot te maak in dit wat ons doen en in dit wat ons sê en in dit wat ons dink. Gee dat daar in ons harte 'n heilige eerbied vir U sal wees, o Here. Ons bid dat U sal gee dat ons, wanneer ons na U woord luister en na die verkondiging daarvan, gee dat ons U stem sal hoor en wil U gee dat dit ingang in ons harte sal vind en wil U daarin bewerk waarvoor U U woord gestuur het. Ons bid, Vader, dat waar daar soveel is wat hartseer is, soveel is wat beproef word, wat op allerlei maniere swaar kry, dat U elke een naby sal wees. U wat ons alleen kan troos met troos wat saak maak. U wat ons alleen kan opbou en versterk in ons geloof. Wat ons alleen kan verseker dat U by ons is, selfs wanneer ons deur water en deur vuur moet gaan. Ons bid dat U elke een wat in die benoudheid is, so sal naby wees en sal versorg. Vader, seën U die kerk hier, die kerk in ons land, die kerk oor die wêreld op hierdie dag. Ons bid dat deur die verkondiging van die evangelie die getal van U uitverkorenes vol sal word. En ons bid dat U sal gee dat daar ook so 'n verrassing sal wees van die wederkoms van U seun Jesus Christus. Dit bid ons alles nie omdat ons dit verdien nie, ons bid dit in sy naam. Amen. Ons gaan Psalm 23 saam sing. Van Psalm 23 sing ons die 3 verse waarin ons bely dat die Here ons herder is, net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen met sagte hand, 'n lei langs stille water, soos die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. Ook die 2de vers en ook die 3de vers van Psalm 23 en daarna gaan ons weer ons plekke inneem.
Ons gaan uit die Here se woord lees uit die brief aan die Filippense. Filippense hoofstuk 1. Gaan ons van vers 1 af lees. Van Paulus en Timotheus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bring ek altyd met blydskap vir julle almal, bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Dis ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na in die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan. God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam kan wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ek wil hê, julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat dit terwille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak. En daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan sien nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid
standvastig staan stry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teestanders laat afskrik nie. Dis vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen om deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ook ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons lees tot daartoe uit die Here se woord. Ek gaan vir ons weer vers 1 lees. Van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort. Letterlik staan daar, soos dit in die 33-53 vertaling vertaal is, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met hulle ouderlinge en die diakens. Ons lees tot daartoe uit die Here se woord. Een pragtige beskrywing van die verhouding tussen die Here en sy kerk is die van die herder wat sy kudde versorg. Die Here Jesus is die goeie herder wat na sy skape omsien. Hy lei hulle, hy beskerm hulle, hy gee hulle wat hulle nodig het. En die skape, die ware kerk van Jesus Christus, luister na die goeie herder se stem en hulle volg hom. Nou weet ons dat die goeie herder nie meer in sy persoon as mens hier op die aarde teenwoordig is nie. Hy het na die hemel opgevaar waar hy nou aan die regterhand van God die Vader sit. En tog het hy ons nie agtergelaat dat ons rigtingloos moet ronddwaal of dat ons weerloos die prooi van wolwe sal word nie. Hy het sy Heilige Gees uitgestort in sy kerk en deur sy Gees en sy woord wat hy vir ons laat opskryf het, lei die Here nou sy kudde en versorg hy hulle. In die praktyk doen die goeie herder hierdie leiding en versorging van sy kudde deur mense wat hy tot die diens roep en wat hy toerus. Mense wat hulle deur sy Heilige Gees moet laat lei en wat moet buig voor sy woord. Terwyl die Here Jesus nog hier op die aarde was, het hy al op hierdie wyse te werk gegaan. Uit al sy disippels het hy spesifiek 12 geroep en afgesonder en toegerus en hulle as apostels uitgestuur om sy evangelie te gaan verkondig. En as apostels gaan hulle as gevolmagtigdes in die naam van die Here en as hulle na die uitstorting van die Heilige Gees getuies in Jerusalem en in Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En waar die apostels die evangelie verkondig en mense tot geloof kom en die gelowiges bymekaar vergader word daar leraars, ouderlinge en diakens geroep en aangestel om leiding te neem en om die kudde van die Here te versorg. So lees ons byvoorbeeld dat Paulus vir 3 jaar lank in Efese die ouderlinge geleer het, en wanneer hy dan uit Efese vertrek, gee hy aan die ouderlinge die volgende opdragte in Handelinge 20. Hy sê,
pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. En dan sê Paulus ook vir hulle, ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Die Here Jesus gebruik mense wat hy tot die ampte roep om sy kudde op te pas. Hoe moet ons die amptdraers sien wat die goeie herder gebruik om sy kudde op te pas en om hulle te versorg? Watter magte, watter bevoegdhede het hulle? En hoe moet die amptdraers die kudde versorg en oppas? Uit ons teksvers kry ons antwoorde op hierdie vraag. Hoe ons die amptdraers moet sien, watter bevoegdhede hulle het en hoe hulle die kudde moet versorg. Baie keer lees ons vinnig oor hierdie eerste verse van die briewe in die Nuwe Testament sonder om te veel aandag te gee aan wat daar staan. En die rede waarom ons oor dit lees is omdat dit vir ons eenvoudig lyk soos formele inligting oor die skrywers en die lesers van die briewe, terwyl ons eintlik wil uitkom by die inhoud van die brief. Want wat tog waar is dat al is die briewe destyds aan spesifieke gemeentes of gelowiges geskryf, is dit ook op ons van toepassing, omdat die Here dit vir ons in sy woord laat opneem het. En verder, al het Paulus of Petrus of Johannes die briewe geskryf, weet ons dat die eintlike skrywer van die briewe die Heilige Gees is, wat mense geïnspireer het. En daarom wil ons na die inhoud van die briewe luister as woord van God aan ons. Ons moet nie te vinnig oor die eerste verse van die briewe lees nie. Want ook dit wat daarin staan, wat dalk net na formele inligting lyk, ook dit het die Here vir ons laat opskryf. Ons lees in die inleiding van hierdie brief aan die Filippense wie die brief geskryf het en aan wie die brief geskryf is. Die skrywers dui hulle self aan as Paulus en Timoteus. Die mense aan wie die brief geskryf is al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met hulle ouderlinge en die diakens. Paulus en Timoteus het dus die brief geskryf. As ons na die inhoud van die brief self kyk, dan lyk dit asof net Paulus die brief geskryf het. Want die skrywer verwys byvoorbeeld na homself in die eerste persoon enkelvoud, om net enkele voorbeelde te noem. Hy skryf, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Ek wil hê, julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. En dan verwys die skrywer na Timoteus in die derde persoon, byvoorbeeld in Filippense 2 vers 19. Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê, as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. Paulus is dus die skrywer van die brief, maar hy noem ook Timoteus se naam as skrywer, omdat Timoteus by hom was toe hy die brief geskryf het, en Timoteus hom met die inhoud van die brief sou vereenselwig het. Dit is ook baie moontlik dat Timoteus die brief vir Paulus op skrif gestel het, dat Timoteus dit neergeskryf het, dat Paulus dit gedikteer het, dit gesê het, en Timoteus geskryf het. En daarom word Timoteus saam met Paulus as skrywer van die brief genoem.
Iets wat opvallend is, wanneer ons na ons teksvers kyk, is dat ons nie net lees wie die skrywers was en dan wie die brief geskryf is nie. Daar's ook 'n uitdruklike kwalifikasie by sowel die skrywers as die lesers van die brief. In verband met die skrywers lees ons daar die naam Christus Jesus. En ook in verband met die mense wat die brief moet lees, kry ons die naam Christus Jesus. Die skrywers is dienaars van Christus Jesus en die lesers is heiliges in Christus Jesus. Die Here Jesus se verhouding met sowel die skrywer as die lesers van die brief is dus baie belangrik. As dit nie vir Jesus was en hulle verhouding met hom nie, dan sou die skrywers en die lesers van die brief ook nie 'n verhouding met mekaar gehad het nie. En dan sou die skrywers ook nie die brief aan die lesers geskryf het nie. Paulus en Timoteus beskryf hulle self as dienaars van Christus Jesus. Griekse woord wat hier met dienaars vertaal is, kan ons ook vertaal met slawe van Jesus Christus. Wanneer hierdie Griekse woord in die Nuwe Testament gebruik word om 'n gelowige se verhouding met die Here uit te druk, dan beskryf dit dienaars wat gewillig, wat vasberade, wat met toewyding die Here wil dien. Dit vertel van die gesindheid wat ons in die Ou Testament kry, waar 'n slaaf wat vrygestel word, daardie vrystelling gewillig van die hand wys, omdat hy sy eienaar liefhet en by hom in sy diens wil bly, omdat dit vir hom goed is om in so 'n eienaar se diens te wees. Paulus beskou homself as niks meer as 'n slaaf van die Here Jesus nie. En as gewillige slaaf van Jesus Christus wil hy hierdie brief skryf aan die gelowiges in Filippi. Nie as 'n dienaar van die kerk in die eerste plek of as 'n dienaar van die Joodse volk nie, maar as 'n dienaar van Jesus Christus skryf hy hierdie brief. Dis dan ook die rede waarom die lesers van die brief die inhoud van die brief ter harte moet neem en waarom hulle daarna moet luister. Want dis deur niemand anders nie as deur dienaars van Christus aan hulle geskryf. Die Here Jesus versorg die lesers van die brief met die inhoud daarvan deur van sy dienaars, sy slawe, gebruik te maak. As ons die inhoud van die brief lees, dan sien ons dat dit die lesers wil opbou, dat dit hulle wil versterk in hulle geloof, dat dit hulle wil weerbaar maak teen die aanslag van die bose. Om net enkele voorbeelde te noem uit die gedeelte van die brief wat ons gelees het. Paulus skryf dat hy oortuig is dat God wat die goeie werk in die Filippense begin het, dit einduit sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Daardie troos moes die gelowiges in Filippi hoor. Hy skryf dat hy bid dat hulle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat hulle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Hulle moet hoor dat hy bid dat hulle liefde sal toeneem. Paulus spoor hulle aan sodat hulle lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die evangelie van Christus. Hy bemoedig hulle deur hulle daarop te wys dat God hulle die voorreg gegee het om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly, deur van sy dienaars gebruik te maak. Versorg die Here die gelowiges in Filippi deur die inhoud van die brief.
Nog iets wat ons mooi moet raak sien, is dat die mense aan wie die brief geskryf word, bestempel word as al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. En dan word met heiliges nie bedoel wat die Romeinse kerk gemaak het om sekere gelowiges as heiliges te verklaar, omdat hulle baie goeie werke in diens van die Here gedoen het, sodat hulle as ware daarvoor vereer kan word nie. Heiliges is nie sulke supergelowiges nie. Die heiliges waarvan ons teksvers praat, is die gelowiges in Filippi. Al die gelowiges is sulke heiliges. Dis mense wat God deur Jesus Christus verlos het, wat hy afgesonder het, wat hy eenkant gesit het vir homself en vir sy dienswerk. Hierdie betekenis van die woord heilig kry ons ook in die 10 gebooie, waar ons lees dat God die 7de dag geheilig het. God het die 7de dag afgesonder en eenkant gesit as 'n rusdag, 'n dag wat aan hom behoort en waarop hy op 'n besondere wyse deur ons gedien wil word. Die lesers in ons teksvers is heiliges in Christus Jesus. Christus het hulle geheilig. Hy het hulle deur sy bloed aan die kruis losgekoop, hy het hulle afgesonder, hy het hulle eenkant gesit vir diens aan God en vir God. Hulle het sy Heilige Gees ontvang wat in hulle woon en werk, wat hulle toerus en hulle lei op God se pad. En daarvoor vir hulle dienswerk, vir hulle vordering op God se pad, ontvang hulle saam met die ouderlinge en die diakens in Filippi die brief van die slawe van Jesus Christus. Weet jy die doel van hierdie brief, waardeur die Here Jesus gesorg het vir die gelowiges in Filippi deur die werk van sy dienaars Paulus en Timoteus, was nie sodat die gelowiges daar in Filippi in die eerste plek aan Paulus en aan Timoteus gebind moes word nie. Dit het nie in die eerste plek gegaan om Paulus en Timoteus se verhouding met daardie gelowiges nie. Ja, dit het in die eerste plek gegaan om daardie gelowiges se verhouding met die Here Jesus, met die goeie herder. Dit het ook nie gegaan om gehoorsaamheid van daardie gelowiges aan Paulus en Timoteus nie. Dit het daarom gegaan dat hulle die Here moes dien, dat hulle na die stem van die goeie herder moes luister, dat hulle hom moes volg. En nou weet ons dat die brief nie net aan die gelowiges in Filippi geskryf is nie. Ons weet, God het ons ook in gedagte gehad toe hy toegesien het dat Paulus en Timoteus hierdie brief op skrif gestel het. Deur die inhoud van die brief versorg God ons ook as heiliges in Christus Jesus. God bou ons geloof daardeur op, hy bemoedig ons, hy versterk ons, hy vermaan ons om in gehoorsaamheid aan hom te lewe, hy wys ons op ons blydskap in hom. Ons kan ook sê dat soos wat die Here destyds sy dienaars Paulus en Timoteus gebruik het om sy kudde te versorg, so gebruik hy vandag nog dienaars om sy kudde te versorg. God roep mense tot die besondere ampte van ouderling en diaken, en sy doel daarmee is om die gelowiges deur hulle dienswerk te bedien en te versorg. Die amptdraers is dan ook niks anders nie as dienaars, as slawe van Christus Jesus. In hulle dienswerk is dit ook nie hulle verhouding met die lidmate wat die belangrikste is nie, ook nie die lidmate se verhouding met die kerk nie, maar die verhouding van elke lidmaat met die goeie herder. En daarom het die amptdraers nie heerskappy voerende gesag nie, maar bedienende gesag. Hulle bedien die gesag van Jesus Christus deur onderrig te gee in die woord,
Hulle regeer nie deur dwang nie, maar deur toerusting. Hulle onderwerp die gelowiges nie aan hulle self nie, maar aan die Here Jesus en aan sy woord. So versorg die goeie herder sy kudde deur dienaars wat hy daartoe roep. As die Here jou verlos het, as hy jou geheilig het, as jy in hom glo, dan moet jy hom ook glo oor die goeie orde wat hy in sy kerk daar gestel het, oor hoe jy die amptdraers en die werk wat hulle doen, hoe jy dit moet sien. Hulle is dienaars, slawe van die Here Jesus. Hulle moet deur hulle werk die band tussen die Here en sy kudde bedien. Mag ons hulle dan ook as sulke dienaars ontvang. En mag elkeen wat die Here tot die besondere dienste roep, met daardie gesindheid hulle dienswerk gewillig, met vreugde, met toewyding doen. En dan lees ons die belofte in 1 Petrus 5 vers 4. Dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklikheid as kroon ontvang. Amen. Ons gaan nou daartoe oorgaan om vir Martinus en vir Yuri te bevestig as ouderling en diaken, en ek wil vra dat die twee broeders nou na vore sal kom om op die vrae te kom antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders wat as ouderling en diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die amptswerk van die ouderlinge en die diakens aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, asook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie,
maar aan al die ouderlinge saam wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling is dus die volgende: U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en die wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u medediakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet u sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, die medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Jy het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermaanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Martinus, wat is hierop die antwoord? Ja. Yuri, wat is die antwoord? Ja. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderling ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u, diaken, wees toegewyd in die diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En die geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God, stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die gelowiges, van die heiliges deur die diakens lei
Gee sonder bybedoelings of dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen die daaglikse werk getrou, sodat U ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in die gebede. Omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie manne deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik aan die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, so Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Dankie julle. Ons gaan nou, voordat ons liefdegawe afdra, gaan ons aan die adres van die broeders en hulle huise, hulle gesinne, die seënbede toesing van Psalm 20 vers 1 en vers 2 en dan ook vers 4. O mag die Here U verhoor in dag van nood en stryd en mag die naam van Jakobs God U dek in oorlogstyd. Vers 2, mag hy sy heil en bystand stuur uit hoë heiligdom en U uit Sion ondersteun, van waar U hulp sal kom. En dan ook die 4de vers, mag hy die ryke God U gee al wat U hart verlang, vervulling van wat U beraam, mag U die guns ontvang. Psalm 20 vers 1, 2 en 4 en dan het ons die geleentheid om ons liefdegawe af te dra. Mag
Ons gaan Psalm 18 sing. Psalm 18 gaan ons vers 1 sing en ook vers 20. Psalm 18 vers 1 en vers 20. Hom die goeie herder wat ons versorg, hom het ons ook lief en daarvan sing ons. In die eerste vers, ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en teeweer, die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk, my rots wanneer die stormwind huil, my skild die weerkrag van my heil, my vesting op die bergkrans styl, by wie ek vas en veilig skuil. En dan ook vers 20, U wat my red, my hoog verhef, my vyand vernuik, die rande tref, U wil ek loof, U singend Heer, U by die nasies groot maak, Heer, en U vergroot verlossingsprys aan die gesalfde, is gunsbewys aan Dawid en sy nageslag, U sy die Heer en roem en krag, die gesalfdes van die Here, hulle wat hy afgesonder het, wat hy geheilig het vir sy dienswerk. In sy groot gesalfde, ons Here Jesus. Psalm 18 vers 1 en vers 20. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees. Amen.